En hulle was verbaas en radeloos, en die een sê vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Hy kan die wonderlikste dinge kan gebeur. En die ongelowige persoon, die persoon wat nie oop is vir die evangelie nie, sal altyd iets daarvan maak om dit af te maak. Goed, ons het gekom by hoofstuk 2 van die boek Handelinge. Dis die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons bid in die Here se genade, ook dat hy hierdie gedeelte vir ons duidelik sal maak. Onse Hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, aan U regterhand in die hemel, Vader en Seun wat die Heilige Gees op hierdie aarde uitgestort het, 'n wolkbreek van genade. Ons bid dat ons dan vandag weer eens verwonderd sal wees daaroor, soos al die gelowiges deur al die eeue verwonderd was, soos hierdie eerste toeskouers verwonderd was oor dit wat U doen en die betekenis daarvan. Ons bid dat die Heilige Gees ook in elkeen van ons lewens hart en duidelik sal spreek, en dat die woorde van ons Here Jesus Christus vir ons ook woorde sal wees van wysheid, woorde om verstand te kry, woorde om tot bekering te kom en woorde om U reg te dien. Mag dit so wees dat ons ook daardeur geraak sal word. Maak dit dan nou stil in ons, hier waar ons die woord oopmaak en alles wat skeiding maak tussen ons en U, bid ons dat dit deur daardie Gees van ons Here, die Heilige Gees, dat dit verwyder sal word. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen, in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosia, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere,
Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos, en die een sê vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. So, die eerste ding wat ons opmerk is die tyd in die jaarkalender wanneer hierdie gebeurtenis plaasvind. Dit is tydens die oesfees of tydens die Pinksterfees soos dit genoem was. Nou wat was die agtergrond van die Pinksterfees? Die Pinksterfees het te doen gehad met 'n fees wat die Jode gevier het met die insameling van die oes. En dat daar dan volgens Levitikus 23 van die eerstelinge van die oes dan gebring is om na die tempel toe om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy gegee het. So, as 'n mens nou hierdie gedeelte lees, dan kom jy agter, en ek dink ons het miskien al daaroor gepraat, is dit nou was nie, dalk in 'n preek iewers, het ons gepraat oor dat Lukas in hierdie gedeelte veral praat van vervul, of het volgemaak, en mense is vervul met die Heilige Gees. Met ander woorde, dieselfde gedagte wat jy het rondom die oes van iets wat vol geword het, iets wat sy volle potensiaal bereik het. En so is dit dan ook met hierdie uitstorting van die Heilige Gees. Die tyd het vol geword, die Gees word uitgestort en die mense wat hier betrokke is, word gevul met die Heilige Gees. In Romeine 8 vers 22 noem die apostel Paulus die Heilige Gees die eersteling van die gawe van God. En dit sluit dan weer aan by die hele idee van die Pinkster, is dat die mense hulle eerstelinge gebeure. Dit is die eerste ding wat God gegee het na die Here Jesus Christus opgevaar het na die hemel, wat ten behoewe van sy kerk was. Soos ons dan ook in die gebed gesê het, 'n absolute wolkbreek van genade. En ons moet net vashou, die rol van die Heilige Gees in die Ou Testament, by geleentheid op sommige mense het die Gees gekom, maar nie by almal altyd nie. En daar was selfs, en ons het dit ook al genoem, die koning Saul, wat op 'n stadium was hy onder die leiding van die Gees, en dan lees ons die Gees van God het hom verlaat. So die Here Jesus Christus met sy hemelvaart sê, maar ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. En nou, en dit is die wonderlike dimensie wat die Heilige Gees bybring, is daardie Gees kom nie en gaan nie. Hy is nou altyd daar. Nou ja, ons het gepraat oor die Pinksterfees, ons het gepraat van watter dag dit was, weer eens eendragtig by mekaar, soos ons nou al dikwels gelees het rondom hierdie eerste gemeente, eendragtig in hulle afwagting gewees op die Heilige Gees, eendragtig in hulle gebedslewe, eendragtig in die leiding onder die leiding van die apostels wat daar was. En dan kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dan kom ons in die 3de vers en ons sien dieselfde uitdrukking soos van vuur. Nee, daar kom uit die hemel die geluid van wind nie, dit is soos van. En dieselfde ook met die tonge van vuur. En dit is ook weer 'n uitdrukking wat uit die Ou Testament uitkom. Ons lees in die profesie van Esegiel 37 en Johannes 3, waar daar verwys word na die
verskynsels wat die profeet gesien het. In Esegiel 1 vers 4 sien die profeet toe het hy gekyk en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike vuur. Dis nou Esegiel wat dit gesien het. En 'n glans was rondom die wolk en daaruit uit die vuur het iets soos blinkende metaal geskitter. Ons sal sien daai selfe soos van gedagte ook wanneer die Here Jesus Christus aan Johannes verskyn daar by die eiland Patmos. Ons lees daarvan in Openbaring 1. So dit is nie presies dit nie, maar die woorde ontbreek. Die woorde ontbreek om dit heeltemal te beskryf. En nie die geluid, nie die voorkoms van die wind, en almal se hare en klere en alles deur mekaar nie, dis net die geluid wat daar was. Daar word niks gepraat van die wind wat verskyn het nie. Nou ja, die hele kwessie van die wind, ons weet dat die wind is 'n ander woord in Grieks en Hebreëus. Wind en gees word dikwels eintlik afwisselend gebruik en so die wind hier pas by die hele kwessie van die Here se gees, se ruach. En onthou in Johannes 3 waar die Here Jesus met Nikodemus praat en hy sê vir Nikodemus, die Heilige Gees is soos die wind, die wedergeboorte, dit is iets wat jy nie kan bepaal nie, jy kan nie bepaal die rigting waar dit kom nie, dis soos die wind. Dit is dieselfde gedagte wat hier kom, maar dit het die hele huis gevul, genoeg natuurlik ook om daar mense se aandag te begin trek, waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur. Nou daar het ons weer eens dieselfde gedagte, die soos van, dat daar nie vuur nie, maar iets soos vuur. Natuurlik die Here Jesus Christus se koms, ons dink aan Johannes die Doper se prediking, waar hy daar in Lukas 3, waar hy praat oor die Here Jesus Christus en hy sê dat ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So daar sal klaar ook weer 'n versterking van die gedagte wat ons hier het, die tonge van vuur. Maar wat merkwaardig is en wat nou aansluit by wat ons vroeër gesê het, hierdie tonge van vuur verdeel hulle self en op elkeen wat daar is gaan sit. So nou is God se, die uitstorting van die Heilige Gees is dus nou op elkeen wat teenwoordig is. Dis nou nie net meer een of hier en daar nie, dis almal wat daar in Jerusalem teenwoordig was, soos die Here Jesus Christus gesê het in Handelinge 1, julle moet gaan wag daar in Jerusalem totdat die Heilige Gees op julle uitgestort is. So ons sal nou verder oor die betekenis hiervan sal ons nou kom as ons nou volgende keer begin kyk na die apostel Petrus se preek hierna, want hy bring nou nog baie meer verduideliking uit die Ou Testament na vore, uit die woord van die Here oor wat hier gebeur het. Maar wat belangrik is, nou sien ons, dis almal is vervul met die Heilige Gees. Net nog 'n gedagte oor die feit dat net sommige die Heilige Gees in die Ou Testament ontvang het. In Numeri 11 is daar 'n merkwaardige beskrywing van hoe die volk, jy weet, hulle het aan mekaar moes die Here geterg en gemurmureer, en dit is daar in Israel in die woestyn, en dit is ook hoekom hulle 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek het. En op 'n stadium toe breek daar weer 'n verskriklike ellende daar in die kamp los, en Moses raak absoluut verboureerd, want hy moet nou weer die hele skare hanteer, en hy moet God se woord aan hulle bring, aan al die mense bring, en dan sien ons vir 'n tyd lank
verdeel word God se gees gegee aan 70 ander. Nou daai 70 ander, dit kom ook weer voor in die evangelie volgens Lukas, waar die Here Jesus 70 uitgestuur het. Maar hoe dit ook al sê, daar het 70 het soos Moses begin optree en begin profeteer, en dit was ter wille van die hele volk. En dan lees ons op 'n stadium daar in Numeri 11, en toe het dit opgehou. En God se gees was by Moses alleen weer, behalwe, daar was 2 ander wat ook geprofeteer het, en dan kom die mense by Moses en sê, Moses, maar daar is nog 2 ander wat nog steeds besig is om te profeteer. En dan sê Moses, ag, as almal tog maar net die gees gehad het. Dat het nie alles op hom neergekom het nie. Maar daar kom iets na vore van die versigtiging wat daar was. Ook selfs by die Here se profete, by Moses, die versigtiging wat daar was, dat die Heilige Gees ook aan almal sou uitgedeel wees. So goed, dis Numeri 11. Maar hier vers 4, hulle is almal vervul, weer eens die woord vervul met die Heilige Gees. En nou kom ons by die aspek wat die meeste aandag trek. Hulle het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En verder aan hoor ons nou elke keer, die mense wat dit gehoor het, hoor hulle eie taal. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor die mense, watter soort mense was dit wat daar by mekaar was. Mense wat dit gehoor, hoor dit elkeen hulle eie taal. So, hierdie was nie, en ons kry dit in die charismatiese kringe, né? Die mense wat sê, dat jy nie 'n ware gelowige is, as jy nie in tale kan spreek nie, en kyk, dit was nou die uitstaande kenmerk van die werk van die Heilige Gees. Jy het nie die Heilige Gees as jy nie in tale kan spreek nie. Maar hierdie tale is verstaanbare tale. Wanneer die charismate, na aanleiding van dit wat hulle in die brief van die Korintiërs lees, wanneer hulle in tale begin spreek, dan is dit gibberish. Niemand weet wat dit sê nie. Jy weet, daar's nie betekenis nie. Maar hierdie is 'n spesifieke tale, en elkeen hoor in sy eie taal hoe daar gepraat word. En daar word nou beskryf in Jerusalem, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Nou daai is 'n tipiese, wat kan ons sê, oordrywing. Dis nie elke nasie wat onder die hemel was nie. Ons kry dieselfde soort van oordrywing, byvoorbeeld aan die begin van die evangelie volgens Markus, waar daar gesê word, en die hele Jerusalem het afgetrek na die Jordaanrivier om deur Johannes die Doper gedoop te word. Maar dit was nie die hele Jerusalem nie, dit was baie, maar dit was nie, maar dis 'n uitdrukkingsvorm. Ek maak altyd die vergelyking, as daar in die ou dae, toe die Karriebeeker eindstryd nog 'n belangrike ding was, en daar was 'n Karriebeeker eindstryd in Loftus Versveld, dan sê hulle, en die hele Pretoria was daar gewees, né? Maar dit was nie die hele Pretoria, ek was nie daar nie, so die hele Pretoria wat daar was, nie, weet, maar dit was volgens daardie mense se wêreld, was dit almal wat daar verteenwoordig is. En hulle word hier genoem, né? Hulle word hier genoem parters en meders. Ons gaan nou sê die onderskeid tussen die Jode en Jodegenote. Parters en meders, en Elamiete, en die inwoners van Mesopotamië. So dis daar waar Iran, Irak deesdae is, Mesopotamië, Judea, Kappadosia, Pontus in Asië, is Klein-Asië, dis waar Turkye vandag is, ook Frigië en Pamfilië, maar dan noem hy weer Egipte en die streke van Libië by Cyrene, dis Noord-Afrika, en die Romeine wat hier vertoef, dit is Romeine wat in Rome was, Kretense en Arabiere, dit was mense wat van die eiland Krete afgekom het,
En ook Arabiere, nou ja, ons weet Arabiere is hierso aan die suidweste kant van Palestina. So, dis daai hele wêreld daar rondom. Nou, wie was hulle almal? Hulle was mense wat in Jerusalem gewoon het, en hulle word Jode genoem, en hulle word godsdienstige manne genoem uit elke nasie. So na die ballingskap waar die Jode na Babylon weggevoer is, in Babylon is toe later deur die Perse oorgeneem, en dit is toe later deur die Grieke oorgeneem, maar die Jode het uiteindelik van Babylon af, nie almal het mos nou teruggekeer na die beloofde land toe nie. Dit was maar 'n klein klompie. Daai Jode het die wêreld oor in die verstrooiing gegaan. Jakobus praat van die 12 stamme van Israel wat in die verstrooiing is. Hulle is verstrooi oor die hele destydse, soos die Jode gemaak het, en dit is hoekom as ons nou verder in Handelinge lees, as die apostel Paulus in Efese kom, dan is daar 'n sinagoge, as hy Antiochië kom, dan is daar 'n sinagoge, want die Jode het oral sinagoges gehad, en hulle het hulle godsdiens baie behou, en hulle het nog steeds weer opgetrek na Jerusalem, en baie van hulle het, as hulle dit kan bekostig, het gaan huise koop, om te gaan permanent bly in Jerusalem, want daar is geen plek waar jy nader aan die Here kon wees volgens die Jood as in Jerusalem nie, eintlik vandag nog. So dit is hoekom Jerusalem was die aantrekkingspunt. In die tye van, soos die Paasfees, in daai tye was daar meer as 1 miljoen sulke pelgrims wat soontoe getrek het, maar ook diegene wat daar gebly het, en dis die Jode, maar hulle kom uit ander lande uit, en hulle het nou in Jerusalem kom hervestig, en nou hoor hulle, maar daai ouens praat nou Arabies, of hierdie ouens praat Latyn, hierdie mense praat, soos die Grieke praat, en ook in dialekte, want hulle onderskei hierdie mense as Galileërs, en die Galileërs het ook 'n aparte dialek gehad. Dit is hoekom wanneer die Here Jesus Christus daarvoor die Joodse raad was, en hy verhoor word, dan sê daai diensmeisie, maar daai ou, hy's 'n Galileër, jy kan dit aan sy spraak hoor, weet, en so, dit is net so, ons skryf baie keer vandag mense wat uit die Boland uitkom, hulle praat op 'n sekere manier, en weet jy, sommer oor daai ou kom uit die Boland uit, hy daai manier van praat, nee, so dialek, maar hoe dit ook al sê, hierdie mense is uitermate verbaas, hulle hoor hierdie verskillende mense wat Galileërs is, ooglopend, daar kan hulle voorkoms aan hulle dialek, wat Galileërs is, maar wat nou wat die taal praat van die land waaruit hulle kom. Saam met die Jode, wat na Jerusalem toe gekom het, was daar ook talle ander mense, wat aangetrokke was tot die Joodse geloof. Hier word hulle godsdienstige manne genoem, elders in die Bybel, in die Nuwe Testament word daar gepraat van die Godvreesendes. Nou ons sal nog later heel wat meer praat oor die Godvreesendes, as 'n verskynsel in daardie wêreld waar die apostel Paulus en Petrus, waar hulle gefunksioneer het. Wat was 'n Godvreesende? Ons sal nog daarby uitkom. So die mense stroom saam, hulle is in die war, en weer eens, die ding wat beklemtoon word, is elkeen in sy eie taal. Nou, hier word die wonder van dit wat die Here Jesus Christus aan sy kerk beloof het, dit word nou baie duidelik. Hy sê, ek sal aan julle krag gee, het hy gesê, om uit te gaan en die evangelie te praat, uit te dra onder al die nasies, die wêreld oor. Die Heilige Gees sal julle toerus daarvoor. Dit het tog ook vir my 'n persoonlike betekenis dat die Here het nie almal, soos die Toring van Babel mense het mos almal een taal gepraat, en dit het hulle baie magtig gemaak. Maar die Here het sorg hier vir elke taal.
So taal is nie iets onbelangrik nie. Taal is iets wat ons koester, wat vir ons belangrik is, omdat ons die evangelie in daardie taal leer ken het, en omdat ons oor die jare, en ek praat nou van die Afrikaanse taal byvoorbeeld, oor die jare wonderlike ontdekkings gemaak het, en teologiese dinge ontgin het, alles in die Afrikaanse taal, as so ontsaglike rykdom van Gods kennis wat opgesluit is in die Afrikaanse taal, natuurlik in die Engelse taal ook, en in die Nederlandse taal, en in die Duitse taal, weet, en dit is hoekom mense teologie studeer, en dan wil hulle nog meer kennis, en dan gaan leer hulle Duits of Latyn, of wat ook al. Dis alles dinge wat belangrik is, wat rykdom verleen aan die evangelie van die Here, en die feit dat die Here by elkeen wil uitkom, wat uitverkies is in daai persoon, hy of sy moet dit in hulle eie taal hoor. So, die omgekeerde tale wonder sou gewees het, as almal presies dieselfde taal begin praat het. Engels, sê nou maar. Maar dit is nie so nie. Dit is nie so, almal het Engels begin praat. Dis die taal wat ons in die hemel gaan praat, dan gaan ons almal Engels praat, nee. So, hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, as almal wat daar spreek dan die Galileërs nie. En ons hoor hulle elkeen in ons eie taal praat. En nou het ons gepraat daar van die beskrywing, van wie daar almal was, Jode en Jodegenote, en hulle was verbaas en radeloos, en die een sê vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar, ander het gespot, en gesê, hulle is vol soetwyn. Hy kan die wonderlikste dinge kan gebeur. En die ongelowige persoon, die persoon wat nie oop is vir die evangelie nie, sal altyd iets daarvan maak om dit af te maak. Psalm 1 sê mos, welsalig hy wat op die spoor nie gaan, waar sondaars lok en wat op hulle pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is. Dis 'n tipe mens, spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is. Dis 'n tema wat dwars deur die skrif loop. Konings wat die profesie van Jeremia vat en dit in die vuur gooi en die tipe van dinge, spotters. Ja, en hulle het dit natuurlik met die Here Jesus Christus ook gedoen. Hulle het gesê dat die dinge wat hy doen dit deur Beelzebul, deur die owerste van die duiwels, dryf hy duiwels uit. En so ook. En dan sê die Here Jesus, sê die Here Jesus in Markus 3, voorwaar ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe, al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. So, dit is 'n beskrywing van die sonde teen die Heilige Gees. As jy die genade wat jou aangebied word in die naam van die Here Jesus Christus, as jy daardie genade minag en dit verag, dan het jy teen die Heilige Gees gelaster, want dit is die hoofboodskap van die Heilige Gees, om vir ons elkeen te sê, hierdie woord is die waarheid. Is daar enige vrae?